Op de rechte tijd. Amen. Ondanks vandaag is woensdag. Wat hier live, dit was door Thijs Greef aangebied wordt. Vrijdag aan is jeugddienst, 700 uur. Er zal een funrun in een Romeis wees. Zondagochtend, voorbediening is pastoor Amanda Kreer. Als het op die aand is pastoor Thijs, als hij gaan rijden. Oké, zondag aan zal pastoor Thijs wees. Hier was pastoor Thijs. Ons verjaarsdag is vandaag, de eigen. Vrijdag de 21ste is Zwaan van de Mist. En zaterdag de 22ste is Oma Green. Dus baie geluk aan allemaal die weer gaan verjaar. Mag de Heer dat je rijkelijk zien en in nieuwe levensjaar vir u uitdra. Amen. Amen. Kom ons buig ons hoofd en ons gaan saam. Baie dankie ons Hemelse Vader. Here vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het om die tyd uit te koop en so by mekaar te kom. Gebed van my hart is Here dat die Heilige Gees volle beheer sal oorneem in dit wat ons nou sal doen. Here dat ons ook kalmte en rustigheid in ons harte sal kry. Here ons soos Maria van ouds, Here ons plek sal inneem by die voete van U Here. Geef vir ons 'n geoefende oor om te luister, maar ook die vrymoedigheid om te jubel en te juig in U die Here se teenwoordigheid. Kom en word verheerlik ook, Here, in ons instrumentebespelers en ons voorsingers. Here, dat hulle sal weet die verantwoordelikheid rus op hulle skouers om die volk van die Here vanaand in die teenwoordigheid van U die Here te bring. Bid en bly dit met julle danksegging. Amen. Broers en susters, ek wil net verskoning maak vir pastoor Thijs. Hy kan nog glad nie loop nie. Hulle sal nou die week besluit wat gaan hulle doen met die enkel wat gebreek het en sis Mina is ook nog regtig. Amen. Amen.
pastoor Marius kom ons bedien met die woord. Broers en susters, ek groet hier die wonderlike naam van ons koning Jesus, die soetste en die mooiste naam bo alle name. Jy weet, eerstens wil ek vanaand vir u vra om verskoning vir die afgelope tyd van my afwesigheid, maar die Here weet, dis nie dat ek net weggebly het nie, maar die Here weet waartoe ons gaan. Jy weet, broers en susters, is so maklik om in die kerkie te bly en om 'n verskoning te maak. Maar die dag wanneer dit werklik siek is of iets werklik gebeur het, dan sal dit vir 'n mens miskien lyk, ja, dis maar net weer eens 'n verskoning. Maar ek wil vanaand vir u sê, die Here weet, en die Here kyk diep in 'n mens se hart. Wat 'n mens miskien miskyk, sien Jesus raak. Maar voor ek gaan kom by my boodskap, wil ek net hê, jy moet die oë sluit. Ons het hier by die Here Jesus, die Hemelse Vader. Here, ek kom vanaand na u toe, Here, as net 'n instrument voor u vanaand. Here, u ken my hart. Here, u ken my gedagte vandag, Here. Here, ek wil vanaand vir u vra, dit wat u vir my gegee het, hoe seer dit ook al maak, Here, ek moet dit net so bring soos u dit vir my gegee het. Here, dan wil ek vanaand vra die wat siek is. Here, staan by elkeen van hulle stil vanaand, Jesus. Here, u weet afstand by u is niks. Here, ek weet, soos in hierdie oomblik, Here, u is die groot geneesheer. Here, u werk waar geen mens of dokter kan werk nie. Is net u genade, Here, wat hulle sal teeltra. Here, ek wil vanaand spesiaal vir hom Thys opdra wat sy voet gebreek is. Here, u weet, is 'n godsman vanaand. Here, staan by hom stil vanaand, Here.
Here, ek wil ek so vir Stefan opdra na U. Here, U weet wat die stryd het deurgaan. Here, maar ek plaas hom in die holte van U hand vanaand, Jesus. Here, ek weet U sal werk waar geen mens sal werk, U verskoon my. Here, ek draag so my vrou op vanaand, Here, U weet, sy siel lekker nie. Here, ek bestraf die werk van Satan in die naam van Jesus. Jy het die autoriteit in hy liggame vanaand nie. Ek wil vanaand jou werke kragteloos stel in Jesus naam. Halleluja, en ek sê dankie Jesus. Halleluja, Kuturuseende, dankie Here Jesus. Here, ons loof en ons prys U in Jesus naam. Halleluja. Broers en susters, die wat Bybel sê, wil ek hê, jy moet vir my blaai na 'n baie bekende gedeelte in die woord van die Here. Ek gaan vanaand net een versie met u deel. Dit is wat Jesus vir my gegee het. Die wat vir my Bybel sê, kan vir my blaai. Na Spreuke 18 vers 21. Toe ek by die Here vra, Here, maar wat wil U hê? Moet ek vir die volk bring, toe sê hy vir my, net dit wat ek vir jou gee. Spreuke 18 vers 21. Dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrugte daarvan eet. Nou broers en susters, as ons gaan kyk wat die woordjie vir ons beteken, die versie, dan sien ons duidelik wat Jesus vir ons wil sê. Ek het nog 'n paar ander aanhalings wat ek uitgehaal het. Maar ek wil net so 'n bietjie stil staan by die versie. Jy weet, lewe en dood is in die mag van die tong. En wat Jesus hierby bedoel, as ek dit 'n bietjie opbreek, alles wat negatief en lelik is, wat jy uitspreek, gaan ons eet. Of het nou wat is, ons gaan dit eet. As ons alle goeie dinge uitspreek, en alles wat mooi is sê, gaan dit terugkom na ons toe, ons gaan dit eet. Maar dit hang van u en ek af, wat ons met ons tonge doen. Ek weet nie of u wil blaai na die gedeeltes toe nie, maar ek gaan dit maar net noem. As ons gaan na die eerste gedeelte toe, na die Ou Testament, dan sal jy sien waaroor my boodskap eintlik vanaand gaan. Jy sien, broers en susters, as ons gaan kyk na die geskiedenis van Moses, toe die Here vir Moses sê, kom na my toe op die berg Sinaai, sodat ek vir jou die wette kan gee, wat jy vir die volk moet voorlees. En as ek bedoel met die wette, dan praat ek van die kliptafels, wat Jesus met sy 2 hande opgeskryf het, die wette, wat hy vir die volk moet bring. En terwyl hy die wette ontvang, en afbeweeg van die berg af,
kry, die lofsange, en toe hy bietjie verder kyk, toe sien hy dat die volk wat die Here vir hom gesê het, hy moet uitlei uit die beloofde land te gaan invang, is besig om wederstrewig te raak. Hulle het vir hulle goud gevat en 'n kalf gemaak. En terwyl hulle die kalf aanbid en sange sing, het Moses kwaad geraak en het die kliptafel stukken gegooi. Jy sien, broers en susters, as Moses maar net by die voete van Jesus gegaan het en gesê het, Here, wat moet ek met hierdie wederstrewige volk doen? Dan sou dinge nie vir hom so uitgewerk het wat met hom gebeur het nie. Jy sien, broers en susters, God het vir Moses gesê, omdat jy opstandig was, gaan ek vir jou, Moses, die beloofde land laat sien, maar jy gaan nie inhaal nie. Jy sien, broers en susters, dit was 'n straf, omdat hy trone geword het. Daar is 'n prys wat u en ek moet gaan betaal, vir wat ons doen, met hierdie ding. My tweede gedeelte wat ek hier naartoe wil vat, daai wat ek gelees het is Exodus 32 vanaf vers 19. My tweede gedeelte wat ek hier naartoe gaan vat, wil ek hier vat na 2 Konings 20 vanaf vers 5. As ons gaan kyk na die verhaal van Hiskia. Hiskia was 'n godsman gewees. Hy het siek geraak. En die Here stuur vir Jesaja na Hiskia toe, om vir hom te sê, van die siekte wat jy opgedoen het, gaan jy sterf. Maar jy moet nou mooi luister, broers en susters. Anders as Moses, het Hiskia net sy gesig na die muur gedraai, en hy begin te ween. En terwyl hy ween, praat hy met die Here. En terwyl Jesaja nog uitstap, nadat hy die boodskap gebring het, toe sê Jesus, draai terug. Draai terug. Ga sê vir Hiskia, ek het sy geween gehoor. Ek het sy gebed gehoor. Sê vir hom, ek gaan 15 jaar by sy lewe sit. Halleluja. Jy sien, broers en susters, dit maak nie saak wat 'n slegte tyding u en ek kry nie. Is wat ons van dit maak. Ons moet soos 'n Hiskia bekom. Nie vra hoekom en waarom nie. Maar dankie Jesus vir dit ook. Want daar kom 'n tyd in my lewe wat Jesus ons toets. En wanneer ons die toets gedryf het, dan rol die trane van Jesus se oë. Want ons het hom weer eens gelaat vaar.
in plaas om te sê, Here, jy loop voor my uit, ek kom agterna, wil ek dit met my eie krag aanpak, en ek wil vanaand vir u sê, broers en susters, dit werk nie, by 'n kind van God nie. Ons moet in alle tye ons oë op Jesus hou, want hy loop voor ons uit, ons moet agterna kom. Jy sien, broers en susters, dit vat my na die derde gedeelte. Rigters 11, vanaf vers 30, 31 en 34. Dit is die verhaal van Jefta. Jefta gaan pleit by die Here, en hy vra, Here, as u die Amoriete in my mag gee, dat ek hulle kan oorwin, dan sal ek die een wat eerste by my huis uitkom, sal ek vir jou gee as 'n brandoffer. Jy sien, broers en susters, Jefta het 'n belofte gemaak aan God. Nie aan 'n mens nie. Want as hy aan 'n mens die belofte gemaak het, dan kan hy so maklik teruggegaan het en gesê, nee, vergeet van dit. Maar ongelukkig het hy met God die belofte gemaak. En terwyl hy by die huis nog aankom, toe besef hy die belofte wat hy gemaak het. En toe die deur oopgaan van sy huis, toe kom sy enigste dogter om tegemoet, met 'n tamboerijn in haar hand, want sy was bly, haar vader is veilig. En met die oomblik toe sy uitstap, toe kan Jefta net sê, my dogter, wat het jy my nou aangedoen? Jy sien, broers en susters, 'n belofte wat jy aan Jesus maak, moet jy voluit volg. Jy kan nie 'n belofte maak aan Jesus en dit aanpak doen nie. Dit werk nie so nie. Hy moes die prys betaal. Dat is 'n belofte wat hy gemaak het aan God. Dat hy sy enigste dogter as offer vir God moet gee. Nou ek wil vanaand vir u sê, dink net 'n bietjie daaraan. Wat sal u en ek wat ouers is, doen as ons 'n belofte aan God gemaak het, en ons moet ons kinders gaan offer? Sal u en ek dit doen? Nee, broers en susters. Hoekom nie? Ons wil nie. Ons vertroue in Jesus sit 100% nie. Want God sal nie dat ons kinders moet gaan offer vir hom en toelaat dat ons dit voleindig nie. Jesus is 'n gentleman. Jesus is vol liefde. Jy sien, broers en susters, 'n groot kerksman verskoon my, wat vandag nie meer by ons is nie, het
eendag vir my gesê, my seun, ek wil vandag vir jou iets sê, wat ek wil hê, jy moet in jou hart hou. Hy sê vir my, people can talk about me as much as they can, but I will talk about them while I'm on my knees. Jy sien broers en susters, sinds daai tyd tot en met nou toe, ek gee nie om wat mense dink en sê nie. Ek sal hulle by die voete van Jesus neerlê. Jy sien, want die tong het die been nie, maar die tong verwoes en maak dood. Want as ek nie vandag iets mooi het om van jy te sê nie, dan moet ek liewer stil bly. Want wanneer 'n woord uitgegaan het, kan ek hom nie terugtrek nie. Hy's klaar geuiter. En baie keer besef ons nie, dat net een kleine woordjie miskien iemand se lewe kan kos. Jy sien broers en susters, is so maklik om 'n woord te uiter. Maar wat beteken daai woord vir ons medebroers en susters? Jy sien, as ons gaan kyk na die wêreld hier buite, Vrydag by die werk, 'n ander ou wat saam met my werk, wat hy gemaak het, weet ek nie, maar hy het sy vinger vasgeknyp aan een van die rollers, en die eerste woorde wat hy uiter, is toe hy Jesus se naam uitlik gebruik. En die oomblik toe hy dit sê, toe sê ek vir hom, Sandy, wat gaan jy maak as Jesus jou antwoord? Het jy al daaraan gedink? Want elke keer as jy die Here se naam roep, dan antwoord hy. Maar dan maak jy van dit 'n vloeknaam. Jy sien broers en susters, ek het vir hom gesê, ek bid vir jou. Ek bid vir jou. Jy sien broers en susters, ons Jesus staan en wag. Hy staan en klop. My seun, my dogter, gee my jou hand. Laat ons van vandag af, as ons nie iets moois kan sê van iemand nie, bly liewer stil en sê niks. Want het is beter om stil te bly as wat jy iemand gaan seermaak en hy gewete gaan jou opeet. Jy sien broers en susters, lewe en dood is in die mag van die tong. Dit kom uit die woord van die Here uit.
Ek wil vanaand afsluit. En ek wil vanaand by u en elkeen van ons wil ek vanaand kom pleit. Laat ons by die voete van Jesus bly. Laat ons vir iemand net die mooi woordjies kan sê. Al weet hy persoon ook al wat aan jou gedoen. Seën hom. Of seën haar. Sê Here, ek vergewe haar. Of Here, ek vergewe hom. En dan kom op die skouer en sê, Jesus is lief vir jou. En ek kan u beloof, hy gaan terugkom na jou toe. En vir jou vra wat dit beteken. Ek was dan so kwaad vir jou. Ek was dan so lelik met jou. Maar hier sê hy vir my, Jesus is lief vir my. Dit is wat 'n kind van God doen. Mag die Here die paar woorde seën. En alles wat mooi is vir die week wat voor lê vir elkeen van ons. Amen, ons baie. So baie dankie vir die man van God wat ons bedien het met die woord van die Here. Amen, ek gaan nou die kollekte opneem, terwyl die voorstel ons vir ons 'n lied opoffer. Amen. Amen, kom ons by ons hulp in ons bid. Baie dankie ons Hemelse Vader, Here vir die wonderlike voorreg wat ons vanaand het, Here, om by die plek te kom waarin U, Here, ons siele opnuut gevoed het met U woord. Ek bid, Here, dat U die naprediker sal wees, Here, om ons te leer hoe om ons tong te beheer. Here, en dat ons alles sal gebruik en doen in ons vermoë, Here, om te leer dat die Heilige Gees, Here, vir ons sal help om ons woorde reg te kies teenoor mekaar. Ek bid en pleit selfs die kollekte en die offerande, wat U dit nou kom seën. Here, die hande wat in die sak gesteek is, U ken die behoeftes van ieder en elkeen van ons. Ek bid, Here, dat die reddende regterhand opnuut sal ingryp in ons lewe en opnuut vir ons sal leer, Here, om met oop harte, Here, te gee vir die uitbreiding van die koninkryk. Ek bid en pleit dit met vele danksegging. Amen. Nou mag die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid. En almal wat dit glo sê, amen.
Here